Goeienaand broers en susters, dit is vir ons 'n voorreg om weer saam hier by mekaar te kan wees en saam te kan kom luister na die woord van die Here en die Here te kan kom aanbid op hierdie maandag aand. Broers en susters, die reeks oor die 7 briewe aan die gemeentes van Hemelvaartdag af gaan op ons YouTube kanaal wees. Tot dusver is gelaai, as die Here wil en ons kry dit reg om almal mooi op te neem, sal die hele reeks opwees as hy dan een sou mis. Broers en susters, soos dat ek gister ook dit verduidelik het, ons het begin met die inleiding wat Jesus verskyn aan Johannes en waar hy daardie eienskappe van sy koningskap en sy hoëpriesterskap ook daar in die visioen wat Johannes sien, eintlik vir ons kom tentoonstel. En in die briewe gebruik hy telkens ook iets van daardie visioen om vir ons iets te sê oor die gemeente waarmee hy praat. En ons sal dit vanaand ook by die gemeente in Pergamus sien, wat dan die derde van die gemeentes is wat hy aanspreek, en sal ons ook sien hoe dat dit wat hy hier beskryf van homself, die saak is waaroor dit ook in Pergamus gaan. En dan maar net so 'n bietjie van dit as sy agtergrond, kom ons bid eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dank U dat U deur U woord met ons kom spreek. Ons dank U, Here, dat U woord ook vir ons so duidelik kan wees, dat ons U kan hoor uit U woord uit die Bybel wat U vir ons laat opteken het, wat nodig is vir ons om te kan glo, om te kan lewe in U, en om heilig te word vir U. Here, wanneer ons stil word voor U woord vanaand, is dit ook om te bid dat U met ons as gemeente sal spreek. Ja, soos wat U met hierdie gemeentes in Klein-Asië gespreek het en daardeur met U kerk op aarde spreek, kom bid ons, Here, dat U ook vanaand deur U woord en die verklaring daarvan in ons harte sal spreek. Dat U Heilige Gees in ons sal werk om te hoor wat die Gees aan die gemeente kom sê. En dat ons sal lewe volgens dit wat U deur U woord vir ons kom leer. Versterk ons as gemeente ook om U wil te soek in U woord en daarvolgens te lewe, sodat U in ons verheerlik word. Lei ons en bewaar ons, sodat ons U lig in hierdie wêreld kan laat skyn. U wat hierdie kandelaar kom plaas het op Swazier en dit hier laat brand. Ons bid U, Here, dat U sal gee dat ons so sal skyn, dat die mense ons werke sal sien en ons Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. In Jesus naam, wat dit vir ons moontlik gemaak het om te vernuwe en nie te lewe vir U. Sy naam alleen vra ons dit. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons sing saam gesang 91. Sang 91, daarvan die eerste en die tweede vers.
Geliefdes, die Here spreek met ons vandag uit Openbaring 2 vers 12 tot 18, die brief aan die gemeente in Pergamus, en dan ook 'n gedeelte uit Numeri 25, en in die skriflesing, of in die preek self, sal ons ook gaan kyk na 'n gedeelte uit 2 Petrus 2. Openbaring 2 vers 12 tot 18 en Numeri 25 vers 1 tot 3 as ons skriflesing. Openbaring 2 vanaf vers 12. Skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp, tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam, en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. En ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Geliefde broers en susters, terwyl ek nou hier lees, kom hierdie gedagte net by my op, terug na hoofstuk 1 toe, waar Johannes sê dat hy hoor 'n stem soos geweldige baie waters, harder met ander woorde as die golwe van die see. En dink jouself in, as daardie stem vir jou sê, ek het enkele dinge teen jou, bekeer jou van jou weë, anders kom ek gou na jou toe. En iets van dit maak so 'n koue rilling in my rug af, as ek besef, hoor ons wie met ons praat. Kom ons gaan lees net die verhaal van Biliam en Balak, so 'n gedeeltetjie van uit Numeri 25. Toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin horeer met die dogters van die Moabiete, en die volk na die offers van hulle gode uitgenooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor, en die toorn van die Here het teen Israel ontvlam. Geliefde broers en susters, hy wat die tweesnydende swaard het, wat uit sy mond uitkom, praat met die gemeentes. En hy sê vir Johannes, skryf aan die gemeente in Pergamus. Soos wat ek in die verlede ook al gesê het, is elkeen van hierdie beskrywings is die sleutel vir die brief. Hierdie tweesnydende swaard wat uit die mond van die Here uitkom, is die woord van God. Efesiërs 6 vers 17 sê die swaard van die Gees is die woord van God. Hebreërs 4 vers 12 sê dat die woord skerper is as 'n tweesnydende swaard. Jesaja 11 vers 4 sê hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met sy asem die goddelose doodmaak. Openbaring 19 sê hy, wanneer die magte van die bose teen die kerk van Christus aanstorm, sal hy hulle vernietig met die woorde van sy mond. Met die swaard van sy mond voer Jesus oorlog teen die ongehoorsaames, teen die afgodsaanbidders
en die goddeloses. Die hemelse regter het die finale sê oor lewe en dood. Dit sê Jesaja 11 vers 4 vir ons baie duidelik. In Pergamus bring die woord, die evangelie, 'n krisis in die gemeente. Want hy kom sny tussen vlees en bloed. Tussen murg en been kom sny die evangelie in hierdie stad in. En dit bring skeiding. Dit bring wonde. Dit veroorsaak oorlog, vervolging en martelaarskap. Maar dit bring mense tot 'n finale keuse tussen die ware godsdiens en die afgoderry. In Pergamus moes gepreek word teen die troon van die Satan en waar die Satan self woon. Gisteraand het ons gehoor van die sinagoge van die Satan, daar waar die Satan se diensknegte bymekaar kom, in Smyrna. Vanaand is die gemeente in die stad waar die teestander van God woon. En daar word die evangelie, dit wat skeiding bring tussen die aanbidders en die diensknegte van die Satan en die van Christus. Die teenstand teen die prediking word 'n krisis. En hoekom? Weereens moet ons die stad verstaan, om te verstaan hoekom daar gesê word, dit is die woonplek van die Satan. Hoekom die Here die Satan in sy eie leeplek gaan aanvat het. As ons vandag sou toer Turkye toe, en ons op die ruïnes van die berg van Pergamus gaan staan, sal ons waarskynlik op 'n stadium op die fondamente van die tempel van Zeus en die altaar van Zeus, oftewel Jupiter vir die Romeine afkom. Die hoofgod van die Griekse pantheon. Jupiter, die hoofgod van die Romeinse gode. Die grootste in die wêreld. Die aanbiddingsplek van die rykes, die vooraanstaandes. Maar saam met dit ook, as ons daarvan af sou afbeweeg, laer teen die berg, die tempel van Athena, die Griekse godin, en die Diva Roma, die godin van Rome. Met ander woorde, weer eens 'n stad van volslae afgoderry. Hierdie stad is ook 'n stad van groot geleerdheid. Bouvalle van een van die grootste biblioteke in die wêreld is nog daar sigbaar. Meer as 200.000 boekrolle was daar te lees. Die naam perkament wat gebruik word om 'n boekrol mee te benoem, word afgelei van hierdie stad waar hulle die leer so fyn verwerk het dat jy daarop kon skryf en dit in 'n boekrol kon oprol en bære. En tog kom maak God skeiding tussen hierdie sogenaamde kennis van die afgoderry deur die woord van God. Prediker 11 sê vir ons, van baie boeke maak kom daar niks. Die hoofsaak van alles, vrees God en hou sy gebooie. Aan die suidekant van hierdie stad is die bouvalle van die grootste hospitaal in Klein-Asië. Die hoofsetel van die god van die geneeskunde of die medisyne, Asklepios. As jy na sy beeld gaan kyk wat vandag in 'n museum gebeere word, dan sien jy 'n uitbeelding van Satan. 'n Slang, 'n enorme groot slang wat om 'n paal gedraai is. Genesis 3 vers 1, Openbaring 12 vers 9, word Satan as die slang voorgestel.
En as duisende pasiënte van oor die hele land, van die hele Asië en Griekeland, Pergamus toe kom om by hierdie bekende hospitaal genesing te kom kry, is dit nie anders as dat hulle onder die mag van Asklepius geplaas word daardeur nie. Pergamus het hierdie sê ding gehad, Asklepius gee die lewe. Die wekroep van die Pergamus en die inskripsie teen die stadspoort was, in die naam van die gode word die dood hier verban. Maar wie sou op die ou einde volgens hulle dan bly leef? Net die wat aan Asklepius 'n offer bring. Dis hulle wat sal bly leef. Maar in 60 na Christus kom daar 'n boodskap wat hierdie geloof uitdaag. Die evangelie van Jesus Christus word gepreek. En daar word gesê dat alleen Christus die lewe gee. Alleen die seun van die mens het die dood en die kruis oorwin. Alleen Jesus het deur die opstanding die graf vir ons kom oopmaak. Jesus en nie Asklepius nie verseker die ewige lewe. Wat 'n opskudding moes dit in die stad veroorsaak het. Hierdie denke van hulle word uitgedaag. En wat is die gevolge? Woede, vervolging. Nou, 30 jaar later, hoe lyk dit? Nog steeds word hierdie gemeente vervolg. Nog steeds word hulle vermoor vir die boodskap van die evangelie van Christus. En Jesus gebruik die voorbeeld van Antipas, die getroue getuie wat gedood is waar die Satan is. Waarskynlik is hy daar in die tempel van Asklepius vermoor. En die tradisie sê dat hy in 'n koperbul gekook is. 'n wrede dood vir 'n man wat gewaag het om die Satan teë te staan. Maar ons het gisteraand gehoor dat die Here sê, ek het die dood oorwin. En ek sal julle die lewe gee. Wie volhard tot die einde toe, wie nie ingee voor die bedreigings van die bose nie, sal die kroon van die lewe ontvang. In hierdie stad word met ander woorde twee goed teenoor mekaar geplaas. Ons kan sê twee pale teenoor mekaar. Aan die een kant Asklepius. Aan die ander kant die kruis van Christus. As ons Numeri 21 gaan lees, dan lees ons daarvan die koperslang wat moes opgerig word toe die slange begin het om die volk te pik, omdat die Here die volk geoordeel het. In Johannes 3 vers 14 sê Jesus vir Nikodemus, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, dit help nie meer jy kyk na 'n slang nie. Daardie slang in die woestyn is nie verteenwoordigend van Asklepius nie, dit was 'n vooruitskouing op dit wat Jesus Christus vir ons moes kom doen. Die Israeliete is omring deur die giftige slange, en wanneer 'n slang hulle gepik het, moes hulle na daardie koperslang op die staf gekyk het. Die gemeente van Pergamus word omring deur die sataniese magte soos hierdie slange. Die stad van slange is hulle bedreiging. En wat staan hulle te doen? Kyk na Christus. Hy is die redder. Hy het vir ons die offer geword wat al die slanggif van hierdie wêreld op homself geneem het. Daar aan die kruis op Golgotha. En hy het gesterf onder die toorn van God.
Die Here kom en hy prys Pergamus omdat hulle volhard in die geloof. Omdat hulle hierdie woord verkondig. Jy hou vas aan my naam. En jy het die geloof in my nie verloon nie. Hy sê, en jy hou vas aan my naam, het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Selfs in die ergste tyd van vervolging, het hierdie gemeente vasgehou. En tog is daar alles nie pleis nie. Die Here sê, 'n enkele ding het ek teen julle. Dat daar mense is wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om opgodsoffers te eet en te oreer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou. Daardie enkele ding wat die Here teen hulle het. Biliam wat vir Balak raad gegee het nadat hy die volk nie kon vloek soos wat die Moabitiese koning Balak gevra het hy moet doen nie. En dan gee Biliam vir Balak raad en hy sê vir hom, daar is net een manier waar die vloek van die Here op hierdie volk sal kom. En dis as hulle aan die afgodery gaan deelneem. En wat doen Balak? Hy stuur die jong meisies van die stad om te gaan flankeer met die Israelitiese jong manne. Om hulle te nooi na 'n feesmaal toe, waarin hoerery en afgodery voorop is. En ons het dit gelees in Numeri 25, hoe dat dit gelei het tot die toorn van God oor hulle. En net so sê hy, hang julle van julle in hierdie gemeente, hoewel die gemeente sterk staan, is daar van die gemeente wat aan die leer van die Nikolaïte vashou. Met ander woorde, die leer van die Nikolaïte en dit wat Biliam vir Balak gesê het, dit stem ooreen met mekaar. Ons kan dit gaan saamvat deur te sê dat daar 'n opvatting was dat sonde wat in die liggaam gedoen word, niks met die gees te doen het nie. Dit affekteer nie jou verhouding met God nie. En daardeur kom daar 'n verskraling of 'n afskaffing van die sedewette by sekere mense binne in die gemeente. En daarom wat hulle begin om weer deel te neem aan die afgodery. Hoewel hulle in die velste deel van die vervolging kon staan by Christus, kom hierdie leer nou en hy kalwe die gemeente uit. En hulle begin om al sedeloser te word. En die gemeente word ten sterkste daarteen gewaarsku. So opvatting en sulke sondes moet radikaal gebreek word, want is niks anders as wat die sataniese diensknegte self doen nie. Daarom die oproep in 2 vers 16, bekeer julle, om verandering in denke te ondergaan, wat lei tot 'n verandering in dade. Hoewel hulle glo dat hulle in Christus gered is, begin hier nou 'n denksysteem inkom wat sê, dit maak nie saak wat jou liggaam doen nie. Dit maak nie saak wat jy in die gewone dag tot dag lewe maak nie. Solank jy glo in Christus is jy gered. Hoor ons dit nie ons dag ook nie? Hoor ons nie in ons dag ook hierdie teenwet benadering nie? Wat ons in die teologie die antinomianisme noem.
wat sê dat God gee nie regtig om wat ons met ons liggame maak nie. Ons kan maar kies, solank ons hom lief het. Maar die Here roep op. En die Here sê, bekeer julle. En al het net 'n minderheid in die gemeente die leer van Biliam aangehang, word die hele gemeente tot bekering geroep. Want, soos in Romeine 1 vers 32 dit staan, al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En om dit te verstaan, is dit nodig dat ons terugblaai na 2 Petrus toe. En 2 Petrus verduidelik eintlik vir ons hierdie leer van die Nikolaïte, of dan die leer van Biliam wat Balak geleer het, baie mooi. Ons lees daar hoofstuk 2 vers 1 en dan van vers 12 af. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. Maar hulle sal, omdat hulle die belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word, in hulle verdorwenheid te gronde gaan, en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordag 'n genot, hulle is skandvlekke en smette, weelderig in hulle bedriegery as hulle met hulle saamsmil, met oë vol oorspel wat nie ophou om te sondig nie. Hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van vervloeking. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Biliam die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het, maar die bestraffing van sy eie oortredings ontvang het. Vers 12 sê, hulle is soos redelose diere wat die natuur volg. Hulle eie begeertes najag. Maar hulle wil deel wees van die kerk. Hulle wil hulle nie bekeer van hierdie onderwerping aan hulle eie begeertes in plaas van die onderwerping aan die wil van God nie. En hoeveel sulke begeertes is daar nie by die mensdom nie. Dis hoekom Jakobus ook kan sê, waarvandaan kom oorlog en twis onder julle? Kom dit nie hier vandaan van julle begeerlikheid wat in julle lede regeer nie? En dis hoekom die Here hulle moet terugroep. Verander julle denke, sodat julle optrede kan verander. En alles het 'n minderheid van hierdie gemeente wat daarin is. Keer hulle nog steeds dit goed dat daar mense in die gemeente is, wat so leef. En omdat die gemeente een liggaam in Jesus Christus is, word die hele gemeente daardeur besmet. En is dit die plig van die hele gemeente om tug uit te oefen, sodat die afgodsdwaalleraars teruggebring kan word, sê Prof E.P. Groenewald. As daar nie bekering is nie, sal God self tug toepas en die oordeel oor die gemeente bring. Hy sal die wat nie agslaan op hulle en hulle bekeer nie, met die swaard van sy mond, met die woord bestry. En dan bring sy woord nie meer redding en troos nie, maar oordeel en verderf, soos wat Jesaja dit vir ons gesê het. Die gemeente word gewaarsku, sodat hulle nie meer afdwaal van Christus af nie. En dan die trooswoorde. Die wat oorwin, sal deur God gevoed word
met die verborge manna. Hy sal vir hulle die lewe gee. Jesus Christus het gesê, ek is die brood van die lewe. Hy gee aan ons dit wat lewe gee. Alleen wanneer ons na hom toe kom, alleen wanneer ons daar is waar hy vir ons die oorwinning gee, nie net oor die vervolging en die volharding wanneer die dwaallere op ons afgedwing word nie, maar ook wanneer die dwaallere stilletjies deur die Nikolaïte ingebring word, deur die liberalisme ingebring word in die kerk, ons te bekeer tot hom en staande te bly by sy woord. Dan is die woord dit wat red en nie dit wat veroordeel nie. Maar dit is die woord wat skeiding maak tussen gelowig en ongelowig. En aan hulle wat hierdie lewe in Jesus Christus ontvang. Soos wat hy gesê het in Johannes 3. Hy wat in Christus glo het die ewige lewe. Alreeds, nou, sal jy die verborge manna eet. Sal jy deel hê aan Jesus Christus se lewegewende offer. En jy sal 'n wit keursteen kry, waarop 'n naam geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Hierdie keursteen was 'n afgewerkte klippie waarop die naam van die bruidegom geskryf was en aan elkeen van die gaste uitgedeel is wanneer hulle uitgenooi word na die bruilof. Wat sê Jesus vir ons? Hy wat oorwin. Hy wat hom nie deur die Nikolaïte laat meesleer nie. Hy wat hom nie deur die dwaalleraars en die afgodsdienaars laat meesleer nie. Hy wat volhard in die geloof en hom bekeer tot God. Hy sal deel wees van die bruilof van die lam. Hy sal saam met Christus ingaan en gaan feesvier. Wat 'n wonderlike vooruitsig, broers en susters. Wat 'n wonderlike vooruitsig om te kan weet, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees kan ons staande bly, al leef ons in 'n stad soos Pergamus. Al is die afgode rondom ons. En al is die liberalisme besig om die kerk uit te kalwe. Kan die kerk vas staan, solank ons by die woord van God staan. Solank ons tot hom bekeer en sy wil gaan soek. En ons lewens gaan inrig, sodat ons 'n kandelaar kan wees wat helder brand, sodat die wêreld kan sien dat die Here goed is. Laat hierdie woord uitgaan van ons af. Laat dit gaan skeiding maak tussen afgodsdienaars en mense wat die Here vrees. Mag die Here gee dat elke een wat dit hoor, sal hoor, bekeer julle en sal terugkeer na ons Here toe. Amen. Kom, laat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons wil U dank vir U genade. Ons wil U dank, Here, dat U Seun gestuur het om ons te verlos. En dat hy sy woord aan ons openbaar het. Ja, Here, dat die ganse skrif getuig van hom. En dat ons daarom kan weet, sy woord, U woord, is die lig vir die wêreld. Ja, dis 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet.
Laat u lig so oor ons skyn, Here, dat ons in u lig kan wandel. Ja, want waarmee hou 'n jongeling sy weg suiwer? Deur te hou na die woord van God. Gee daarom, Here, dat ons as kerk van Christus ons fokus op u sal hou. Ons nie sal laat afskrik deur die afgodsdienaars en die bedreigings van die wêreld rondom ons nie. Ons vreesloos sal laat dien soos die gemeente in Pergamus by u gebly het. Volhard het. En u nie verloon het nie. Ja, selfs in die dae wanneer daar beproewing oor ons kom, ons sal standvastig wees in die geloof. Gee, Here, dat ons ook sal waak teen die dwaallere en die valshede wat ingesluip kom in die kerk in. Dat ons daarteen sal waak en dat ons nie aan ons natuurlike drange en begeertes sal oorgee nie, maar altyd aan u onderworpe sal wees. U wil sal soek, u naam sal heilig, u koninkryk sal laat kom. Ja, Here, ons bid daarom dat u ons ook sal bewaar teen die aanslag van die bose, sodat dit ons nie van u vervreem nie. Ons bid vir hulle wat se harte verhard is teen u. Hulle wat dink dat hulle in u glo, maar wat deur die leer van die Nikolaïte 'n vrysinnige gedagtegang het, dat hulle tot u sal bekeer. Ja, Here, dat hulle elke een deel kan wees van die wat volhard, die wat oorwin, en saam met ons kan eet van die verborge manna, en ook die keursteen kan ontvang, om eendag te kan ingaan in die bruilofsmaaltyd van die Lam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, kom ons dank die Here en ons sing saam Gesang 94, daarvan die eerste en die tweede vers. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Amen.